welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Sover het ons geleer van Moses en hoe hy saam met sy broer Aaron met behulp van God se krag die Israeliete uit Egipte gelei het na vryheid. Verder in die boek Eksodus vind daar nog belangrike gebeure plaas, soos die Israeliete hulle pad na die beloofde land voortsit. Kom ons kyk na 'n opsomming van Eksodus 12 tot 40. Vanaf Eksodus 16 tot 17 lees ons oor die manna en die water. Terwyl die Israeliete deur die woestyn getrek het, het God hulle elke dag met manna, wat ook hemelbrood genoem word, en water voorsien. Dit leer ons dat God altyd vir ons sorg, selfs in moeilike tye en selfs in die woestyn. Eksodus 20 vertel vir ons oor die 10 gebooie. Op die berg Sinai het God aan Moses die 10 gebooie gegee. En hierdie reëls wys ons hoe om God en ander mense lief te hê en reg te behandel, sodat ons ook reg sal leef. Eksodus 32 vertel vir ons van die goue kalf. Terwyl Moses op die berg was, het die Israeliete 'n goue kalf gemaak en dit aanbid. Moses was baie kwaad en het die kliptafels waarop die 10 gebooie geskryf was, gebreek. God het hulle vergewe, maar dit leer ons dat ons nie afgode moet aanbid nie. En in Eksodus 35 tot 40 leer ons oor die tabernakel. God het Moses instruksies gegee om 'n spesiale tent, die tabernakel, te bou waar hy tussen sy mense sou woon. En dit herinner ons dat God by ons is en dat ons sy teenwoordigheid moet eer. Maats, wat kan ons uit hierdie belangrike gebeure leer? Ons kan eerstens leer oor die belangrikheid van geloof. Die Israeliete moes geloof gehad het om deur die Rooi See te trek en in die woestyn te oorleef. En ons leer dat geloof in God ons help om uitdagings te oorkom. Maar ons leer ook 'n les van geduld en volharding. Die reis deur die woestyn was lank en moeilik, maar die Israeliete moes geduldig wees en volhard en nie opgee nie. Dit leer ons om geduldig te wees en aan te hou, selfs. Uit hierdie hoofstukke kan ons ook leer wat die koste van ongehoorsaamheid is. Toe die Israeliete die goue kalf aanbid het, het dit tot groot probleme gelei. Dit wys dat ongehoorsaamheid aan God ernstige gevolge kan hê en dat dit belangrik is om altyd te doen wat God sê in sy woord. Nog 'n les is oor gemeenskap en samewerking. By die bou van die tabernakel het elkeen van die Israeliete bygedra. Dit leer ons dat ons saam kan werk om groot dinge vir God te doen en dat elkeen se bydra belangrik is. Maats, en laastens kan ons iets leer oor die teenwoordigheid van God. Die tabernakel was 'n simbool van God se teenwoordigheid by die Israeliete. Ons leer dat God altyd by ons is en dat ons sy teenwoordigheid moet koester en respekteer. Al sien ons dalk nie nou vandag 'n tabernakel nie, kan ons weet dat God altyd by ons is en ons kan hom sien en ervaar in die natuur en die wonderwerke wat hy in ons lewens doen. Daar sy maats, dit is Eksodus in 'n neutedop. Alles van Moses, toe hy 'n klein babietjie was, tot waar hy 'n leier geword het van 'n volk. En waar hy hulle gelei het deur 'n woestyn met baie uitdagings. Maar God was by hom en God het vir hom die regte pad gewys. En God het vir hom gesê wat om te doen. Onthou dat God altyd by ons ook is. Ons moet net luister na sy stem. En ons hoor hom baie keer praat, wanneer ons die Bybel lees en wanneer ons bid. Maar ons kan hom ook hoor, wanneer ons stil word en dink oor ons lewe en wat ons graag daaruit wil hê. Tot volgende keer. Totsiens!